Welkom terug en vandag is ons by les 39 en het sê, my heiligheid is my verlossing. Les 39 stel vir ons hierdie vraag, die hele essensie draai eintlik daarom. En die vraag is, as skuldgevoelens hel is, wat is die teenoorgestelde? Die teks van die les sê dat dit 'n eenvoudige vraag is, maar een wat ons geneig is om te kompliseer en te verloor in wolke van dubbelsinnigheid, intellektualisering en redenasies. En ek dink dit is waar. Toe ek hierdie les baie jare gelede die eerste keer gedoen het, was my reaksie, wel, die teenoorgestelde van skuld is onskuld, die teenoorgestelde van hel is hemel. Dis is die antwoord, onskuld is hemel. Klaar. En op daardie manier is dit waar. Maar die woorde is die maklike deel. Wat ek destyds oorgeslaan het, was die werklike moeilikheid om jouself werklik te ken as onskuldig, en om hemel as 'n ervaring te ken. Nie net as 'n abstrakte idee of 'n woord, wat na nog 'n woord wys, en daardie een weer na nog een, totdat jy vasgevang raak in 'n semetiese doolhof. Ek hou van sulke doolhowe van woorde, maar uiteindelik help dit nie altyd om liefde, vrede en sekuriteit te vestig nie. Hierdie les word dus 'n geleentheid vir ons om 'n moeilike vraag te vra en om te ondersoek hoe dat ons die antwoord verstaan. Ken ek myself as onskuldig? As ek eerlik is my antwoord nee. Maar die kursus dring aan dat ons onskuldig is. Daar is dus 'n gaping. Wat is dit? Ek dink die antwoord is dat ek verward is oor wat ek in waarheid is. En in my verwarring het ek begin glo dat ek in staat is om te sondig, om foute te maak, om ander seer te maak. Op die vlak van die liggaam is dit belangrik om vriendelik en sagmoedigheid te beoefen, om reg te maak waar ons skade aangerig het. Ek glo dit is baie duidelik en ek sukkel nie daarmee nie. Ons wil immers beter mense wees. Maar die kursus wys vir ons 'n hoër doel. Dit neem ons na 'n ander vlak en sê dat wat ons in waarheid is, nie in staat is tot fout of sonde nie, nog minder tot sonde. Dit probeer ons uitnooi om terug te reik, dieper te gaan in ons ervaring van bestaan, om aan te raak aan iets meer abstrak, iets waarvan die volmaaktheid buite enige vraag is, iets wat weet, eerder as wat dit net waarneem. Die teenoorgestelde van skuld is onskuld, die teenoorgestelde van hel is hemel. En dit is ons verwarring oor hierdie waarheid, wat ons in skuld hou, en dis in hel, in lyding saam met ons broers en susters. Die uitgangspunt van die kursus is dat daar 'n ander manier is. Die uitgangspunt van hierdie les is dat ons bereid is om tyd te gee aan daardie liefdelose, vreesgebaseerde gedagtes. En ons plaas dit in die lig van ons heiligheid. Selfs al verstaan ons dit nog nie ten volle nie, dan sal dit sagkens vir ons ongedaan gemaak word. Daarin lê die begrip dat ons bron lewend is, lewenskragtig en dinamies. En daarom lê ons verlossing nie by onsself nie, nie by die ego self of die liggaamlike self nie. Ons moet net kyk na dit wat dit verduister. Ons moet kyk na die verwarring en dit gee aan die lig van begrip. Ons moet teenwoordig wees vir ons eie genesing. En dit is nie bloot 'n intellektuele oefening nie. Dit is soos terapie, waar jy die harde werk doen om waarheid vorentoe te bring. Stap vir stap, herinnering vir herinnering. Maar die beloning is seker. 'n vrede wat verstand te bowe gaan, is onsin. Want dit is die toestand van wat ons in waarheid is. En dit kan geken word. Dit is nie 'n misterie nie. Dit is iets wat ons werklik kan ervaar en weet. En daarin lê baie, baie genade. Dankie dat jy hier is. Onthou om hierdie les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.